Met die navorsing vir Bakenboek het ons gesien dat daar verskriklike mooi goed gebeur in gemeentes wat gedink het hulle gaan toemaak. Sure. So ons het gaan kyk, wat het hierdie ouens gedoen dat hulle nog in 2030 sal oorleef? Hoe maak ons dat ons almal kan bly voortbestaan? Hallo Marlies. Hallo Helene, lekker om hier te wees. Lekker om met jou te kan gesels. En waar sit ons? Ons sit in Andrew Murray se studeerkamer. Wonderlik, goeie geskiedenis. Goeie geskiedenis. 'n Man wat baie diep spore getrap het in die opleiding, in teologiese opleiding. En ons praat oor 'n boek wat baie nou aansluit met wat verwikkelinge wat aan die gang is met die kerk vorentoe. Amper 'n nuwe era in die geskiedenis van die NG Kerk. Ja. En ek sien baie uit daarna om daaroor te praat. Ek het gekyk na 'n boek. Die boek is Baken Gemeentes nagedink oor roeping en getrouheid en jy's een van die mede-redakteurs daarvan. Baie van die admin gedoen. Nou vertel ons, waaroor gaan hierdie boek? As jy vir iemand nou in 'n neutedop moet sê, waaroor gaan hierdie boek? Ek moet eers sê ek is verskriklik opgewonde oor hierdie boek en die rol wat hierdie boek kan speel in teologiese opleiding in die kerk vir die mense wat beleef dat die kerk op 'n vasloopplek is of wat dalk dink ons gaan nie meer bestaan nie. Dat die NG Kerk se tyd verby is in Suid-Afrika. Met die navorsing vir Bakenboek het ons gesien dat daar verskriklike mooi goed gebeur in gemeentes wat gedink het hulle gaan toemaak. Sure. So ons het gaan kyk, wat het hierdie ouens gedoen dat hulle nog in 2030 sal oorleef en voortbestaan. Ja. En ons het gaan sê, wat kan ons by julle leer? En toe het ons met hierdie inligting, hierdie rou data van kwantitatiewe data wat ons in gemeentes gekry het, na die teologie toe gegaan en gesê, praat hierdie goed met mekaar en wat kan ons hieruit leer en in die teologie toepas en vir nuwe studente leer en vir gemeentes leer. Hoe maak ons dat ons almal kan bly voortbestaan? Ja. En die boek is nou uit en ons het 'n resensie in Kerkbode gehad oor die boek. Reetie van die Kerk het 'n pragtige resensie geskryf en wat vir my getref het aan haar resensie is, hy het gesê, sy het eintlik gedink, ja, ons praat nou al jare oor missionaliteit in die kerk. Hierdie gaan nou weer 'n saaie akademiese verhandeling wees en sy was aangenaam verras. Sy het dit baie prakties gevind en sy het gesê dis 'n boek wat sy weer na gaan teruggaan. Die gemeentes se stories wat julle hierin vertel. Dit is gemeentes wat sommige kom uit erge verdeeldheid en dan het hulle nou 'n storie van versoening soos die bekende Fontainebleau gemeente. Ander was op die punt van toemaak, soos jy nou gesê het, daar's gemeente in Port Elizabeth, Kaburga, ek nou reg uitspreek. Wat ook hulle was amper by sterwensbegeleiding, né? Hulle het sterwensbegeleiding gedoen met hulle paar mense wat oor was. Maar hulle is nie nou toe nie. Hulle is nie toe nie, hulle leef voort, bietjie weg van die ou tradisionele lidmaatskap gedagte wat ons in die NG Kerk al die jare ken. Dis amper iets van, en ek moet sê, ons sien dit in baie ander gemeentes ook. Almal wat die kerk bywoon, of die erediens bywoon, en wat betrokke is by die gemeenskap van gelowiges, hulle word beskou as lidmate. Dit klink vir ons of daar nie wegbeweeg is nie, maar dit begin irrelevant word waar 'n mens se attestaat of jou lidmaatskap lê in die NG Kerk. Party ouens is van ander kerke, van ander lande. So die sentraal is meer dat ons as 'n geloofsgemeenskap ons aanbid Christus, ons leer uit die Bybel. Waar ons assosieer, daar is ons 'n lidmaat. En een van die ander tendense, dit word nie diep bespreek in die boek nie, maar dit word wel genoem, wat mense sien in die NG Kerk, daar's al minder poste vir predikante, soos wat gemeentes kleiner word, kan hulle nie bekostig om weer 'n predikant te beroep nie, maar ons sien ook elke jaar aan die einde van die jaar met die legitimasie bylaat, daar's ook minder wat gelegitimeer word. Ja en nee.
Okay. Ons is verskriklik opgewonde oor die nuwe bane. Ja. Die brugleraars wat gemeentes help om oor die brug te kom, Ja. om te bly bestaan en hulle probleme uit te sort. Maar dan, saam met legitimasie sien jy, daar word baie diensleraars Dis korrek. deesdae gelegitimeer wat beroepbaar is na gemeentes en ons kom agter dit word al meer gebruik. En dit is mense uit die gemeentes uit. Ek wil nie, dit is lidmate. Dit is in die meeste gevalle lidmate. Hier en daar is al mense wat kom sê, maar ek wil diens wees, nie noodwendig in jou eie gemeente nie, maar die groot verskil tussen die bedienaars wat dan nou kan preek en die diensleraars wat gelegitimeer word en ook die sakramente mag bedien. Die groot verskil tussen die twee groepe is dat die bedienaar is gemeentegebonde, maar die diensleraar is beroepbaar. Okay. So as 'n gemeente iewers op die platteland sê, ons het regtig iemand nodig om vir ons te kom help met armoedeverligting of die maatskaplike issues in ons gemeenskap, dan kry ons 'n diensleraar wat onder toesig van die ring werk. Dis ons gemeente se leraar, maar hierdie persoon kom dan onder toesig van die ring in hierdie gemeente werk. Kan nie noodwendig alles doen nie, maar ons beroep so iemand met spesifieke opdrag om dit te kom doen in 'n gemeente. En dit help die kleiner gemeentes geweldig baie. Want dan het hulle iemand wat kan preek, hulle het iemand wat kan sakramente bedien, hulle het iemand wat kan huisbesoek doen, want dis wat op die ou einde lyk my die behoefte is in die meeste plekke is, maar ons wil iemand hê wat kan preek en iemand wat kan huisbesoek doen. So as ons dit het, is ons reg. En van daar af begin gemeentes dan dink en weer opstaan en herleef. En dit is waarmee, hier is 21 gemeentes histories in hierdie boek. 26. Mias van Jaarsveld het die loodstudie gedoen met 5 gemeentes. En uit dit uit het ons toe die data gevat wat hy gekry het in die loodstudie en verder met dit gewerk en ek het self nog 21 gemeentes se navorsing gedoen. En dit is 'n mengsel van stadsgemeentes, dis plattelandse gemeentes, dis groot gemeentes, dis klein gemeentes. Dis die lekker daarvan. Ja. Daai PI gemeente wat ons nou van gepraat het, het op die boeke, hulle wissel so tussen 22 en 28 lidmate. Ja. Op die boek lidmate, soos wat ek nou gesê het. En dan is daar 'n gemeente soos Palisier en Bloemfontein wat 5000 lidmate het. Ja. So ons het bietjie gekyk na platteland, Louis Trichardt, Kakamas, ek weet dis platteland. Ja. Maar dan ook die stadsgemeentes wat Ek was verlede jaar, dit laat my dink, ek was verlede jaar vir die kerkbode op 'n toer in die Oos-Kaap en ek het met Dani Maton gesels en ek sê wat hulle ontdek het, as jy nou sit met so 'n gemeente met so 20 mense oor, dan normaal oorspronklik gewoonlik sou hulle vir die gemeente sê julle moet maar toemaak en 'n brugleraar sou inkom om hulle te help om toe te maak. Maar hulle kom toe agter, maar die lidmate of saam te smelt. Maar as jy nou op die Karoo in die Karoo is die afstande te ver. Jy kan nie verwag nie. En die mense wil nie toemaak nie. Hulle sê ons het 'n geskiedenis, ons het 'n erfenis, ons het 'n plek hier. Ons is ons en ons het 'n eie identiteit. En dis die mooi goed wat ons geleer het by baie van hierdie gemeentes. Hulle het in 'n tyd van stil word en soek ingegaan. In baie gevalle was die leierskap die persoon wat dit, ek wil die Engelse woord gebruik, geïnstigate het, dit aangemoedig het. Daar is gemeentes waar die mense gesê het, die lidmate gesê het, ons wil nie toemaak nie, ons moet weer begin dink. Kom, ons gaan word stil en ons gaan hoor wat die Here vir ons wil sê. So daar's 'n hele hoofstuk in die boek oor roeping en hoe gaan luister ek. Ons het by Fontainebleau baie mooi geleer oor die hele ding wat Tom Smit ontwikkel het, die inpas ritmes. En dit word so mooi in die boek beskryf en vir ouens verduidelik en gemotiveer
hoekom moet ons weer gaan sit? Want dit lyk vir ons, dit is wat ons uit hierdie goedheid geleer het, waar jy begin. Raak net stil. Dis die beginpunt. Gaan sit weer en gaan hoor, wat wil die Here vir hierdie gemeente in hierdie konteks hê? Ja. Of jou konteks nou totaal demografies verander het, nuwe mense wat nie soos ons lyk en klink nie. Of het ons geld opgeraak? Of die boere weggetrek, want ons is in die Karoo, die plase is verkoop. Of het ons beklei gehad. Ja. Daai goed het alles 'n rol gespeel, maar klink verskriklik om te sê, kom oor die bruggie. Ons ma's en pa's altyd wil sê, kom oor die bruggie en kom daaroor. Ja. Maar hoe kom ons daaroor? Hierdie gemeentes het agtergekom, hulle moet gaan stil sit. En hulle moet opnuut met die Here 'n pad begin loop. En hulle het vir die Here gevra, Here, wat wil U hê moet ons doen? Ja. Maar dit het gekom uit hierdie ritmes uit, en baie van hierdie ritmes hou nog steeds aan. Hulle hou nie op dit is om op 'n pad, gereelde dit is 'n reis, nee, dit is nie. Hulle hou nie op om gereeld vir die Here te vra op 'n gereelde basis weer te gaan stil word nie. Ek het met Chris Tonel, hy was by Riebeekstad, hy's nou nie meer daar nie. Ja. Maar toe ek met hom gepraat het, ons sit by Kerkbode Reekskerk wat werk, wat is ook juist met sulke gemeentes oor hulle storie praat. Toe sê hy vir my, maar ons het nog glad nie gearriveer nie. Ja. Sê ek, maar dit gaan nie oor arriveer nie. Dit gaan oor die reis en juist wat kan ons leer by mekaar, want ons leef in 'n wêreld wat so vinnig verander en gedurig verander. Ja. En dit vra dat ons, soos jy nou so mooi sê, dat ons 'n bietjie gaan sit en dink, maar ons is hier met 'n doel en vir 'n rede, en miskien hoe ons dit uitvoer. Hoe ons dit nog altyd gedoen het, werk nie meer so lekker nie, maar daar's ander maniere. Daar's ander maniere, en baie keer moet ons ook heeltemal omkeer. Maar dit gaan ons net weet as ons dit by die Here gehoor het. Ons lyk nie meer soos wat ons 60 jaar terug gelyk het. Ja. Ons dorpe lyk nie meer soos Ons dorpe lyk nie so nie. Ons mense dink nie meer so nie. Ons nuwe generasie. Jy weet die predikante paneel navorsing in die NG Kerk het 'n ruk terug 'n klomp vrae vir die jong predikante gevra. En hulle was ons was eintlik verstom om te hoor. Hulle sê die kerk gaan voortbestaan. Daar's nie 'n kwessie daaroor dat die NG Kerk gaan doodloop nie, maar ons gaan anders lyk. En dis wat die jong dominees vir ons gesê het. En dis besig om te gebeur. Ons begin anders lyk. Ons is nie meer wit en Afrikaans nie. Ons maak ruimte. Ons akkommodeer mense. Ons raak inklusief. En dit is wat vir my ook uitgestaan het uit Retiese resensies. Ek gesê die boek was wel verskriklik prakties. Ek dink ek het dit nou genoem. Ek gaan graag net ook lees hier op die agterblad, is ook baie mooi, van professor Jurgens Hendriks. Baie bekend, wat gesê, ek het lanklaas so 'n boek geniet en so in my hart en niere gejuig oor wat tans gebeur in die kerk waarin ek gebore, gedoop, geleef en gewerk het. Dis 'n boek vol hoop en rigting vir gemeentes wat bereid is om verder te kyk as die grenswag van tradisie en wat verstaan dat die evangelie ons oproep om werklik te bid en te leef, laat u koninkryk kom. Jy het ons al 'n vorige keer gesels, as dit jy vertel, Louis Trichardt is nou 'n besondere gemeente wie se storie jou aangegryp het. Wil jy nou 'n bietjie van hulle vertel? Louis Trichardt is vir my spesiaal omdat dit aan my hartsgoed raak. Ek het 'n redelike passie rondom armoedeverligting en hoe mense help in die hele ontwikkelingsding, wat nie altyd, na my mening, en dis regtig 'n persoonlike mening, nie altyd lekker loop in gemeenskappe van die staat se kant af nie. My navorsing en my studies oor dit het dit vir my oopgemaak, 'n beter verstaan van hierdie goed. En dis hoekom ek Louis Trichardt se stories so geniet, want hulle doen nie net die gewone ons deel kospakkies uit en ons het 'n sopkombuis nie. Hulle het ook gegaan en gaan kyk wat het die mense regtig nodig. Wat is die regtige behoeftes in die dorp? En hulle het die goed begin aanspreek. Wat het hulle begin doen? Hulle is onder andere by 'n kinderhuis betrokke wat weeskinders uit Zimbabwe uit versorg.
En hulle is met die staat in gesprek oor hoe om hierdie ding regtig goed te bestuur. Nie net vir die kinderhuis kos te gee nie, jy weet, vir die kinders klere bymekaar te maak nie, maar hulle is aktief betrokke met die bestuur van hierdie goed. Hulle bemagtig mense om iets te doen, maar dan gee hulle ook vir hulle 'n ruimte waar hulle dan nou hierdie entrepreneurskap kan kom oefen. Ons kan nie goed kom verkoop. Hulle help hulle met 'n platform waar hulle dan nou die sirkel kan volmaak. Daar's begeleiding. Maatskaplike dienste doen hulle baie. Daar's ook hierdie ding van, en ek dink amper dis hier op Wellington ook so geval dat jy 'n geskenkbewys, voucher kan koop wat jy vir iemand gee wat hy dan by 'n supermark kan gaan inruil. Ja. Wat half net iets van jou menswaardigheid behou, nê? Ja, is nie 'n kospakkie in die hand stop nie. Ek kan kies wat ek gaan eet. Ja. Ek het so baie in my lewe al beleef dat mense sê, kyk die boemelaar. Ek gaan nie vir hom 'n blikkie boeliebeef gee nie, want hy sny dit oop, of hy gooi dit weg, of ek gee dit, of hulle verkoop dit. Die waarheid is, dis nie wat hy vandag nodig het nie. Dalk het my kind vandag skryfbehoeftes vir die skool nodig. En ek gee vir jou 'n blik boeliebeef, of ek gee vir jou 'n blik baked beans. Wat ek dan verkoop sodat ek geld het om te gaan skryfbehoeftes koop, want dis wat my kind môre in die skool moet hê. Ja. Ek het by hulle die sensitiwiteit gesien van die werklike nood van mense. En ek dink ook om mense as mense te sien. Dis mense se menswaardigheid is op die spel. En as ons in die NG Kerk, in die plaaslike gemeente, in my gemeenskap, net kan begin om die ander mense in die gemeenskap in te trek, inklusief te wees, deur hulle menswaardigheid raak te sien. En hulle as menswaardige mense te behandel. Mense wat ook behoeftes het, en mense wat ook 'n geestelike behoefte het. Ja. Dis immers waarvoor ons daar staan. Die voorbladprentjie van die boek is baie tekenend van watter plek ons besig is om na toe te beweeg. Dis Brixton se gemeente. O ja. Dit bly die toring van hoop in daai gemeenskap. Dis die plek waartoe ons moet gaan. Ja, maar hulle in besonder lyk baie anders vandag. Baie anders. Maar hulle is 'n plek waartoe mense weet hulle kan gaan. Ja. Dis waar ons menswaardig behandel word, dis waar ons hulp kry, dis waar ander ons versorg. Ja. En dit is vir my die prentjie waartoe gemeentes moet gaan. Of jy in Paternoster is, en of jy Fontainebleau is, en of jy iewers in die diep platteland in die Noord-Kaap is. Die kerkgebou bly die bakenplek waar mense as mense gehanteer word. En dis wat ons moet streef. Dis wat die boek vir jou wil help om te wees. Dis wat die boek jou wil help om te wees. Ag, dit is lekker om sulke stories uit die kerk te hoor. Weet, ek was 'n jaar wat terug iewers by 'n boekfees en daar was 'n bekende politieke analis, ek gaan nou nie sy naam noem, en ek sê toe waar ek werk in die kerk, en hy sê, daar waar hy is in Johannesburg, daar gaan hulle toe soos grafstede, en dit is net, hierdie is 'n ander storie, dis 'n ander storie om te vertel. So hierdie boek is nie net vir predikante nie, hierdie boek is ook vir lidmate. Vir lidmate, asseblief koop hom en lees hom, want jy gaan geïnspireer word, en al bring dit jou net terug by die Here weer, om vir die Here te gaan vra, wat wil hy met jou maak? Wat wil hy met jou as individu maak binne jou gemeente?
En ek dink ons het daaraan geraak, maar kon ek uitlik, dit gaan nie net oor so my demografiese omstandighede verander nie, ook selfs in innerlike twist, wat al mense, daar's nie 'n gemeente wat nie dit iewers in hulle storie het nie. Fontainebleau se het my nou besonder getref, want hulle is nou so bekend as die gemeente wat versoening, die beter einders, vreeslike storie. maar daar was 'n vreeslike storie, Ja. en hulle kon daar uitkom. En daar's soveel om te leer. En dieselfde soortgelyke storie is Gobabis. Die hele dorp het Gobabis in Suidwes, ekskuus, ek praat nog Suidwes, Namibië, is eintlik 'n klein dorp, maar hulle het 2 gemeentes gehad. So. En dit wou net nie werk dat hierdie 2 saamsmelt nie. En toe het hulle op die ouende met mediasie teruggegaan en vir die Here gaan vra wat. En dit was 'n 2-3 jaar proses. En eendag het die een gemeente net opgestaan en by die ander gemeente ingestap die Sondagoggend en in hulle banke gaan sit. Maar die Here het dit gemaak. Dis nie 'n mens besluit gewees nie. Die Here het in daai mense se harte gewerk. Dieselfde met Fontainebleau. Dis as hierdie ouens nie gaan stil sit het en met die Here 'n pad geloop het nie, dan kan ons nie veel doen nie. Nie uit onsself nie. Ja, en jy weet, as net waar ons nou is en waar ons nou praat in hierdie tyd, wat in Amerika gebeur, so oorspoel na ons toe, en wat mense hoor is dit vererger die polarisasie, dit dryf weer mense uit mekaar. Is sulke stories dan nie juis, is die kerk dan nie juis geroep om so 'n boodskap uit te dra van oral se stem te wees? Ja. Wat wil die Here hê? Nie wat wil ons sê of hoekom is ons ontevrede met 'n regering of nie ontevrede nie. Is ons vir die party of is ons vir daai party? Maar ons moet vra, wat wil die Here vir ons hê in hierdie land? Waarvoor roep hy ons? En as ons dit binne 'n geloofsgemeenskap kan doen, dink ek dis die beginpunt. Jy weet, in ons tyd, toe ons jong studente was, het die kerk erg klem gelê op die gesin as die primêre verhouding waarvan ons uitleef buite toe. Ek wil amper waag om te sê, ons gemeentes begin die plek word waar ons 'n primêre verhouding moet bou, wat ons na ons gemeenskappe toe uitleef. Dis 'n veilige oefenplek, hou ek van om te sê. Wat dit behoort te wees. En Waar jy kan goed waag en goed sê en mekaar help en vir mekaar medegelowige en saamloop maatjie wees. ja. Ja. En dit is net wat dan met terug na die boek ook is dan, mens weet dit loop nie altyd so nie. Dit is wat mens sou hoop, maar die hoop is dat ja, daar is goed wat mens kan doen. Daar is gemeentes wat uit daai plek van seer uit dan aan 'n plek van heelheid gekom het. En dan is die wonderlike dat ons teoloë daai verhale gevat het en vir ons gaan skryf het, gaan vanuit die akademiese kant uit, gaan kyk het dit al gewerk, waar het dit al gewerk, hoe kan dit werk, wat is die prosesse wat ons moet volg, hoe pak ons hierdie goed aan, om ook so te lyk, om ook die droomscenario van die kerk te leef, om na 2030 nog steeds inklusiewe gemeentes te wees, met netwerke, sodat ons mekaar kan op voetsoolvlak. Nie pie in the sky when I die nie. Dis hier op die grond elke dag. Daar waar die tekkie die teer slaan, dis waar ons moet Christen wees en dis waar dit werk op die einde. So, dankie vir al die teoloë vir hulle harde werk en hulle insig en sin maak en verduidelik van wat het eintlik gebeur. Ons ken die lekker stories, maar hulle kon dit vir ons omsit in mooi verstaanbare storie agter die stories. Okay. Of die akademie agter die storie. Ja. En so bou ons dan ook vir die teologie weer 'n nuwe fase in teologie. Wat ons na studente toe kan vat en sê, leer uit hierdie goed uit. Wat sou julle maak as dit die scenario is wat jy in 'n gemeente gaan kry?
liewe jong dominee of proponet of wat ook al. Kyk hierna, dis wat in ander gebeur het. En jy kan kyk, nie een van daai 26 gemeentes het dieselfde ding gedoen nie. Ons verskil te veel. Ons kan nie hierdie stempeltjie vat en hom net daar gaan afdruk en dink dit gaan werk nie. Ons moet dit kan interpreteer. En dis waar die akademie en hierdie boek ons help. Om te sê, dis die goed waarna jy moet kyk, vat wat jy kan gebruik, probeer, en weet jy die wonderlike is. As jy probeer en dit het nie gewerk nie, is dit nie die einde nie. Dan try ons 'n ander manier en ons probeer weer. Ja. Van die Here los ons nie. Ja. Hy saam met Andrew Murray daai tyd al vir ons 'n pad oopgemaak en hy's nog steeds by ons en hy's nog steeds in Suid-Afrika besig om te werk. So wat die boek nie is nie, is so moet jy doen A, B tot C nie? Nee, dis nie 'n A tot Z aankleiding nie. Dit is wat ons gedoen het. Kyk hierso wat ook al die uitdagings is in jou gemeente, 'n storie wat jy mee kan identifiseer en leer uit wat vir hulle gewerk het, maar nie om direk net so toe te pas nie, maar eksperimenteer. En jy het nou genoem van teoloë wat my soveel help omdat hulle diep dink hieroor en die navorsing doen en dit herinner my nou aan 'n toe met wie ek aan die begin van die bekende skrywer Ronel Bezuidenhout. Ja. Sy's nou 'n Lutherse pastoor, maar sy het nou besonder studie gedoen van die kerkvaders van destyds. En die een se naam is Vader Benedictus en hy het altyd gesê, ons begin altyd weer van voor. Dit is so. Daar was net soveel genade in, as jy 'n ding probeer en dit werk nie uit nie, dit het Christonel het ek nou na verwys, ook vir my gesê, partykeer is dit morsig, en partykeer werk 'n ding nie, en dan probeer jy iets anders, maar jy los nie. Christonel se storie is vir my net so inspirasie. Ons het die voorreg gehad om by hulle gemeente self, hulle CLS vraelyste wat hulle het aan die CLS projek deelgeneem. Wat is CLS? Baie mense ken dit as die ou gemeente vraelyste of die erediens vraelyste, waar lidmate se stem gevra word en hulle profiele toe teruggekom, hulle uitslaa en ons het dit met 'n klomp gemeentes in hulle gebied in die Vrystaat gaan bietjie vir hulle fasiliteer om te sê hoe maak jy met hierdie klomp inligting wat jy nou gekry het oor jou gemeente. Maar om by so 'n gemeente te kom, soos hulle sin of soos enige van die ander wat ek nou nie almal die voorreg gehad het om fisies by te wees nie, maar om te sien wat daar gebeur. 'n Ou gaan daar weg en jy's geïnspireer. Ek wil sê gaan kuier by hierdie gemeentes. Gaan sien self. As daar 'n storie is wat jou prikkel, gaan op 'n reis en gaan kuier. Gaan praat met die mense. En kry hoop. Kry inspirasie. Ons sê so maklik gaan op 'n vakansie of gaan op 'n retreat of gaan stap die Camino. Ja, doen dit ook asseblief. Maar partykeer lê dit net in die buurgemeente of net in die dorp aan die kant die berg. Of in die Bakenboek.